Baie welkom by Melk en jou teetyd en dit is vir my 'n voorreg om saam met julle weer eens te kuier. En ons het vandag 'n baie spesiale gas in die ateljee. En hierdie man is gebore of het groot geword op die Kaapse vlakte en in Walvis Bay, die mooie Namibië. En hy was die wenner, hy en sy vriend was die wenner van Zing gewees 'n paar jaar terug. Ek sal nou nie sy ouderdom weggee nie. Julle sal hom ook al gesien het op Kwela en op Eysters, Eysters landgoed, daar waar hulle probeer golf speel. Ek dink hy kan speel. Ek weet nie van sy mede-aanbieder nie, sies ek spot nou erg. En dan het julle hom al op die radio gehoor waar hy rugby aanbied en dis niemand anders as Johnny Davids. Baie welkom dat jy saam met my kom kuier het en net saam hier is in jou tyd beskikbaar gestel het om te gesels oor alles en nog wat. Baie dankie. Dis vir my 'n ongelooflike voorreg. Ek raak altyd so skaam as mense so 'n intro vir my gee of wat ek al gedoen het en wat ek tans doen. Dan raak 'n mens raak nogal skaam en mense is nog steeds humble, maar baie dankie dat ek hierdie besonderse voorreg het om vandag saam met jou te kan kuier op hierdie platform. Ek beskou geensins enige onderhoud as ligtelik. So hierdie is vir my 'n enorme voorreg. Baie dankie daarvoor. Dis 'n groot plesier, Johnny, vir my. Is dit hoe kan ek sê, ek kyk baie keer na, as ek nou mag sê, celebs of bekende mense, en dan dink jy, hulle is sulke grand mense, en hulle het alles wat het, weet, they are just doing it, and they are making it, maar as jy, maar toe ek jou verhaal gehoor het, toe dog ek, yes, Here, elke ou het 'n storie, en elke ou het 'n reis, en dit is net, dus soos jy sê, dit is genade van wat jy nou bereik het, want jou lewe kon soveel anderste uitgedraai het. Maar voor ons oor jou boek gesels, die boek sy naam is Boetjie, maar voor ons oor hom gesels, wil ek eers met jou gesels oor waar is jy nou? Waar woon julle? Want jy praat nou van lekker weer en ons vrek van die Gautengeling. Ja. Ja, ons woon op die oomblik in Kaapstad. Ons het 'n hele paar jaar terug uit Gauteng uit verhuis hiernatoe. So ek en my vrou, Liesel, ons woon nou al, ek dink is nog amper 12 jaar nou al hier in die Kaap. Sure. Ons geniet dit, ons geniet dit regtig waar. En ja, ons gesin, ons seun is al reeds tweede jaar op universiteit. Sure. En dan ook my jongste seun is nou graad 11 volgende jaar matriek. Kan jy glo die tyd stap so aan? Iemand sê vir my nou die dag, Johnny, kan jy glo dat jy het ek nou grys in jou baard? Toe sê ek, weet jy wat, met grysheid kom wysheid. So dit is maar wat ek kom. Amen. Ons girls het ook baie grysheid. Ons verskuil dit net so bietjie. So ja, ek moet sê die kinders word baie vinnig groot. My babietjie is klaar met sy eerste jaar en ek kan dit nie glo nie. Dit het iewers ek weet nie wanneer dit gebeur nie. Dit is net soos, die jaar is verby. So mens weet nie, net so gebeur dit, ja. Hoorie, maar jy en jou vriend Vivian, toe julle nou jonger was, het julle in 'n sangkompetisie deelgeneem en ja, dit was ook vir my 'n verrassing geweest en jy sing verskriklik mooi, baie en ek ons gaan jou nog kry hier so in Gauteng om hier by ons te kom kuier om te kom sing. En toe wen julle die Zing-kompetisie al die pad van Namibië af. Hier kom die 2 Namibiërs en hulle stof die skoene stof in die ander kinders se oë in Suid-Afrika. Wat het daar gebeur? Hoe het jy gedink? Het jy besef, wil jy sing? Was dit jou plan gewees? Hoe het dit gebeur? Ja, dit was toch al, jy vat me nou baie jare terug. Dit was die jaar 2003 gewees. Jy vat me nou baie jare terug. Ons het maar altyd, ek en Vivian, die ouetjie wat saam mee gesing het, ons het maar saam groot geword daar in Walvis Bay. So ons het maar altyd saam gesing in die skoolkoor en dan het ons ons eie a cappella groep gehad, New Creation, daar in Walvis Bay. En ons het, ek maak altyd so die grap, ek sê, ons het by al wat 'n ding is, het ons nou gesing. Ons het gesing by begrafnisse, by troues, verjaarsdagpartytjies en ons het eendag gesing by 'n egskeiding ook, maar hy lag die mense so. Please don't go. Please don't go. Dit was ons journey met sang gewees en ek het altyd, ek vertel in my boek ook van as
Daar's een spesifieke hoofstuk wat ek praat oor die barons en Uncle Edgar's baron wat die teksies gehad het. Hy was altyd so lief vir Afrikaanse musiek. Hy het altyd Bless Bridges se kassette nog eens in sy teksie gespeel. Hy het op die teksie gewerk en dit is waar my liefde begin ontwikkel het vir musiek, maar meer spesifiek Afrikaanse musiek en toe die geleentheid om self nou voordoen om in te skryf vir hierdie sangkompetisie het ek vir Vivian gevra. Lang storie kort, ons het ingeskryf en ja, sien die tergende proses vir die eerste keer voor kameras gestaan, vir die eerste keer met ordentlike mikrofone gesing, vir die eerste keer make-up aangesit voor televisie. So dit was nie tergend geweest in baie opsigte, maar ja, ek dink die Here het vir ons het die Here al besluit, dis die platform wat hy vir my gaan gee om vandag hier met jou te kan sit en gesels en my lewensverhaal en my storie te kan deel met mense daar buite. Ja, dit is wonderlik hoe dit net alles so half in plek geval het en ek seker as jy nou terugkyk, kan jy sê, yes, daar dit gebeur. Ja, daar dit gebeur en dit is so wonderlik vir my jou verhaal is van dit was 'n moontlikheid dat jy kon op die straat geëindig het en nooit hierdie geleenthede gehad het nie, maar die Here het 'n ander plan vir jou en met jou storie, en weet jy wat, want dit is een van my vrae wat ek wil eintlik vir jou gevra, wat ek vir jou wil vra is, hoekom nou na al hierdie jare nou die boek skryf? Jy weet, ek weet dit moet 'n stryd wees, want ek het ook 'n storie wat ek wil vertel, maar dit is vir my moeilik om dit op papier neer te sit, weet jy, om dit regtig, weet daai innerlike gedagtes te deel met mense, maar nou dink ek, nou is jy gereed om jou storie te vertel, maar dit moes 'n pad gewees het om daar te kom. Ja, dit was 'n uiters moeilike pad, behalwe die fisiese deel van dit deurmaak, deur my kinderjare en deur my jare as 'n jong man en selfs in my huwelik wat ek ook baie dinge moes leer, was dit 'n pad wat ek moes stap baie keer en ek sê dit nou en ek besef dit nou eers ook dat baie keer wil 'n mens dinge ryp druk. Ek kon al 10 jaar terug wat hierdie idee of die saadjie geplant is in my kop om my lewensverhaal te vertel, kon ek dit al gedoen het. Maar die tyd was nie reg geweest nie. En ek dink dis 'n les wat ek vir myself kom leer het, en 'n les wat ek vir ander mense ook daar buite graag wil sê, dat baie keer maak nie saak, in my geval was dit nou 'n boek wat ek moes skryf. Ek weet nie wat in jou geval of in ander mense se geval, wat is die ding wat jy vir God verwag om te gebeur. Maar baie keer wil ons eie ding doen, ons wil ons eie wil daar buite. Iemand het nou dag so 'n profound ding gesê, wat hy gesê het, dat hy dink die gevaarlikste ding wat God aan die mens kon gegee het, was 'n wil, want jy wil op God dien, jy wil 'n beter mens wees, dit is jou wil op die einde van die dag, maar baie keer wil ons nie in lyn kom met God se wil nie, ons wil nie wag op God se tyd nie, ons wil nie, ons is te oorhaastig, maar die Here weet beter, die Here weet hoekom dinge gebeur, en dis die les wat ek kom geleer het met die skryf van Boetjie, dat ek kon dit 10 jaar terug gedoen het, maar dan was die tyd nie reg nie. Dan was die sukses van Boetjie, en ek sê nie die sukses daarvan, want dit is regtig waar die Here se guns dat ek op al hierdie platforms saam met jou en ander mense ook verskyn. En dalk was ek hier binne, as 'n man, as 'n pa, as 'n kind van die Here, was ek nog nie reg nie. Dalk sou ek boastful gewees het, dalk sou alles net plat geval het. So ek dink daai journey wat ek moes deurmaak, ek moes nog 'n paar lesse leer in my lewe voordat ek op hierdie tydstip hier kon sit en vandag met jou te kan gesels. So die les wat ek daaruit geleer het met die skryf van Boetjie is dat wag op die Here, wag op God se tyd, because God's timing is perfect. Sure, baie dankie. You're preaching to me. maar dit is baie waar. Ek wil na jou boek toe gaan, en jou boek is 'n verhaal van uiterste verwerping en weggooi. En dit moes moeilik gewees het om daai seer met mense te deel. En voordat ek wil nie alles van jou boek vertel nie, want ek wil hê die mense met die boek gaan koop en self gaan lees. Maar daai goed wat jy deurgegaan het, kan jy dalk vir ons 'n voorbeeld gee waar jy regtig kon ervaar dat dit 'n effek, soos wat jy gesê het, in jou huwelik, waar jy definitief geweet het, hierdie is nou as gevolg van dit wat gebeur het in my verlede, en dis hoe ek dit kan fix. Want ek dink daar's so baie mans
wat werklik mishandel is as kinders, maar nooit eintlik daarmee gedeel het nie en nooit besef, kyk hoe manifesteer dit nou in my huwelik, kyk hoe manifesteer dit in my finansies of wat ook al nie. Was daar een ding wat jy kon sê wat definitief vir jou uitgestaan het? Ja, jy staan die spyker op die kop, het eintlik so al die woorde uit my mond het gehaal. Liefde, die term en die konsep van liefde, ek dink baie keer verstaan, en ek praat so spesifiek met mans, baie keer verstaan ons die konsep van liefde verkeerd, en ek veralgemeen nou, as ek dit sê, in my geval was dit wel so gewees. In my kop, en die verwysingsraamwerk wat ek gehad het van wat liefde is, was in die eerste plek nie daar nie, want ek dink die tipe liefde wat ek ervaar het en geken het, was maar van ouma se kant af, en die onmisbare ding van daai moederliefde. Niemand kan, jy kan maar wat se liefde by ander, by jou auntie kry, by jou tannie, by jou oom, by jou ouma. Daar's 'n ding wat moederliefde aan die doen. Dit is amper soos wanneer sy haar kind borsvoed. Daai liefde, daai wederwysige liefde tussen ma en kind, as daai bond gebreek word, dan laat dit 'n leemte, soos in my geval, het dit 'n groot leemte gelaat. En saam met die liefde wat ek misverstaan het ander goed begin inkruip. You know, dan raak jy raak woedend en jy raak kwaad vir dinge en jy dink die wêreld skuld jou iets, but the world owes you absolutely nothing. Dit is waar ek gedink het, you know, en saam met dit, omdat jy die konsep het van onmisbare liefde en jy dink die wêreld skuld jou dinge, dan verwag jy dinge moet gebeur. Jy verwag mense moet vir jou goeders doen, en dit is waar ek was in my lewe. Later in my lewe, ek het nie besef daai leemte wat gelaat is, het 'n vakuum kom word wat nooit gevul is nie. Dit het daar gehang al die tyd van my lewe. Totdat ek begin ervaar het in my huwelik, en dis waar my vrou regtig baie groot rol kom gespeel het, deur vir my te laat besef, you know what, liefde is baie meer as net fisies, as om net iets te gee en iets te doen, because in my mind, that was love, om iets te gee, om iets te doen. Totdat ek is amper soos, dis iets wat in jou gemoed insak, en jy moet ongelukkig gebeur het net as jy 'n pad stap met die Here. Dis iets wat in jou sak, dis iets wat hier in jou gemoed kom lê. So die konsep van liefde moes ek eers van vooraf half begin begryp, maar net as iemand onvoorwaardelik vir jou ook lief is, you know, because, daai is 'n konsep wat ek regtig kom verstaan het, en daai woede en die haat en goeters, want uit daai onmisbare liefde uit vloei soveel ander dinge, wat so 'n groot skade doen aan ons as mans. Ek kan vir jou sê, ek is 'n voorbeeld daarvan, you know what, boastfulness, ek is op televisie, ek is op supersport, ek sing, you know what, maar wat sê Korintiërs? Korintiërs sê, jy kan al hierdie dinge hê, maar as jy nie die liefde het nie, dan het jy absoluut niks nie. Ja, en liefde is 'n interessante ding, om iemand lief te hê wat jou nog steeds seer gemaak het. En daai is 'n moeilike ding, en ek dink, as ons dink net aan Jesus, hy het nie op die kruis gehang en gesê, ja, maar julle was saam met hierdie ouens wat my op die kruis gehang het, julle het saam gepraat, al daai goed nie, hy het hulle nog steeds, het hy inniglik hulle lief gehad. En ek dink nie ons vang dit baie daar nie, ons kan dit nie, ons verstaan dit is too high for us to understand it, maar ons kan dit hê, as ons dit net, soos jy sê, daai ons moet dit net wil hê, en die Here sal dit kom doen, hy is getrou. En ja, jy het nou eintlik toe sommer my ander vraag beantwoord. Kan jy ek wil net by jou hoor, jy sê op 'n stadium in jou boek, jy het weggeloop. En hoe oud was jy toe jy daai dag weggeloop het? Van jou ouma af? Ja, so standaard 5, ek weet dit was my laaste jaar op hoërskool gewees, ja. Op laerskool of hoërskool? Ag, op laerskool, my magtig. Ja, daar is jy baie slim. Okay, so jy was eintlik dan nou die begin van tienerjare, en toe het jy net besef, hierdie gaan vir jou beter wees om net weg te gaan. Wat was daai...
daai situasie dat jy daai besluit moes neem? Ek dink 'n sameloop van 'n klomp dinge. Ek vertel in my boek dat ek dink die verwerping, die feit dat almal rondom jou, al my maatjies tyd het 'n gesonde huis, en as gesê gesonde huishouding, het 'n ma en 'n pa gehad. Almal het skoene in hulle voete gehad. My skoolboeke was in 'n Shoprite sakkie gewees. Ek het sonder skoene skool toe gegaan. Ons was die enigste mense in ons straat, ek dink in ons buurt, wat byvoorbeeld nie elektrisiteit gehad het nie. So al daai embarrassment, om dit so te kan stel, en verwerping, en dan tesame met die feit dat jy gereeld slaag gekry het. En as ek sê slaag gekry het, was dit nie met 'n skoen of dan dit was regtig met 'n sweep of 'n leerbelt en daai tipe van dinge. So al die sameloop van omstandighede en dan word jy nog geboelie ook. En dan moet jy, toe kom ek op die middag by die huis en ouma daar gesit en omdat my ma en pa nie daar was wanneer ek moes nou sonder hulle groot geword. Ek het nie geweet waar hulle is nie. Het alles vir my net te veel geword. Daai middag toe my ouma my uitjaag uit na die buitetoilet toe ek ons het 'n buitetoilet gehad. Want nie is 'n spoeltoilet nie, nog die balies. Moes ek daai middag 'n keuse maak tussen, hierdie is 'n weg wat vir my uitgesit is, volgens dit wat the world dictates. The world dictates that you are in that situation and you're going to stay in that situation. Die wêreld het vir my gedikteer op daai stadium. Maar ek dink God het 'n ander plan gehad en hy het 'n dag tot my kom gespreek en gesê daar was 'n venstertjie ter waar ek kan spring. En ek het gehardloop na die stasie toe, trein gesteel, en opgeëindig by, lang storie kort, by my pa se mense in Wellington, daar van die Kaapse vlakte op, trein gesteel die aand. En dit is waar my lewe om 'n swaai of om 'n keer gehad het, want ek dink jy het dit net ook genoem. Toe ek daai aand by Antipatty Baron en Chris Baron aankom, en sy herinner my, en sy sê vir my woorde aan haar daai aand was, ek kan dit glad nie onthou nie, vir een of ander rede is dit uitgeblok. My woorde aan haar was, toe ek stikkend by haar aankom, stikkend in baie opsigte, en die gebrokenheid kon sy deur my sien, en die woorde wat ek aan haar gesê het, was dat, as Antipatty hulle my nie nou gaan inneem nie, is dit die laaste, gaan ek een van twee dinge doen, ek gaan wegloop en dan, what's life worth living, dan gaan ek maar my eie lewe neem. Op daai ouderdom vir 'n kind dink ek om daai woorde te uiter, moet 'n mens nogal deur iets in jou lewe gaan. So ja, net so 'n nette dop. Dit is waar alles begin het, ja. En meneer en mevrou Baron was amazing mense vir jou gewees. Absoluut. Ek sê dit ook in my boek, weet jy, dat hulle is regtig engele in mensvorm. Ek dink hulle is op die regte tydstip daar geplaas en hulle is unselfish, hulle maak hulle deure oop vir my opgemaak, en ja, ek kan nie genoeg my dankbaarheid teenoor hulle betuig nie. Sure. Ja, en ek dink dit is mense wat nie op bekende platforms beweeg nie, maar wat soveel gebou het. Ek onthou een keer 'n verhaal wat Focus on the Family was van die man wat dit gestig het. James Dobson, sy pa. Hy was 'n reisende predikant gewees en toe eendag toe wel sy vrou hom toe sê sy vir hom, James is besig om hand uit te ruk, hy moet bietjie huis toe kom. En daai man het net daar sy bediening opgegee en teruggegaan huis toe. En as hy dit nie vandag gedoen het, as hy dit nie daai dag gedoen het nie, was Focus on the Family nie gewees nie, het dit nie gebeur nie. Dit is net so fenomenaal en ek dank die Here vir 'n oom en 'n tannie Baron wat 'n verskil in jou lewe gemaak het, want nou het jy die platform om ander mense aan te raak. Ons tyd het nou opgeraak en ek wil net vra dat jy met vir ons afsluit. As dit met 'n gebed is, great, gaan vir dit. As dit met 'n liedjie is, ook alright. Of is dit net 'n ek sit jy nou op die spot. Maar net soos wat jy gelei voel, maar ek wil net vir jou vra of jy 'n boodskap het vir Suid-Afrika, vir ons land wat regtig deur moeilike tye gaan. Wat sal jy vir hulle sê?
Ek weet dit is bitter moeilik as iemand deur 'n situasie op 'n oomblik gaan om daai persoon te bemoedig, want as jy in die eye of the storm is dit bitter moeilik om iemand regtig bemoedig. Maar hier sit ek vandag en ek dink as ek vir iemand 'n boodskap moet gee deur te sê don't ever give up. Ek bedoel ek was daar gewees. Druk deur, you know. En die enigste manier hoe jy deur kan druk in jou mensvorm is dit onmoontlik om dit te doen. Slegs met die hulp, die genade, die guns en die liefde van die Here kan jy dit doen. Daar's iemand wat in sak en as sit. Maak jy, ek weet nie wat is dit nie. Of dit 'n finansiële druk of ons almal gaan daardeur. Ons almal gaan deur huweliksprobleme, ons almal gaan deur finansiële druk, ons almal gaan deur trauma, you know. Maar die een ding wat ek myself wat ek kom leer het met die skryf van Boetjie ook is never give up. Always find a way to stand up. I know as jy mens depressief is, as jy in depressie verval het, wil jy net lê, jy wil net jou kop toemaak, jy wil net in 'n donker kamer wees. But find a way to open that curtains, find a way to stand up. Al gaan was jy ook net die skottelgoed, al gaan vee jy ook net die huis uit, al gaan stap jy ook net vir 'n kilometer wat, but find a way to stand up, because that is the beginning for the first step of your victory. So ek hoop iemand vind regtig waar, because as die Here dit vir my kom gedoen het met Boetjie, kan hy dit sekerlik vir jou ook doen. Amen. Dankie Johnny, dankie vir hierdie woorde en dankie vir jou tyd en jou liefde en ons bid dat die Here jou van krag tot krag sal gebruik en nog meer deure vir jou gaan oopmaak. En ek hoop ek sien jou baie binnekort, of ek gaan vir jou kom kuier in die Kaap, of jy moet vir ons kom kuier. En dan maak ons 'n plan. Lekker wees. Ja. So, dan kom sing ek daai liedjies daar vir julle met die al die nuwe ene Vrydag gedrop, Hosanna, gaan check 'n bietjie uit. Okay. Nuwe naam doen verskriklik baie goed op hy was nommer 1 gewees in die Kaap gewees vir 2 weke, so ek is baie opgewonde. Ja, nuwe naam is eintlik die soundtrack jammer van Boetjie, wat die Here vir Boetjie gevat en vir Johnny Davids kom gemaak het. So check my liedjies uit op Spotify, YouTube, al daai goedjies, ja. Ons sal gaan uitcheck en tot 'n volgende keer. Totsiens.